Vriende, wat 'n voorreg om vanmôre weer saam met u te kan wees rondom die woord van die Here. Altyd 'n voorreg om God se woord te kan oopmaak, daaruit te kan lees, onderrigting te ontvang en ons is tans besig met hierdie baie insiggewende reeks wat handel oor kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. Ek het vir u gesê dat die Here Jesus se woorde daar in Matteus die 10de hoofstuk gaan oor dat as iemand agter my wil aankom, moet hy hom self verloën, sy kruis opneem en my volg. Op ander plekke in die Nuwe Testament staan daar dat ons elke dag ons kruis moet opneem en elke dag aan onsself moet sterwe en die Here Jesus moet volg. Baie belangrik dat ons sal sien dat hier dieselfde woorde word deur die apostel Paulus in die brief aan die gemeente in Kolosse herhaal, waar die apostel Paulus sê dat julle het gesterwe en julle lewe is nou saam met Christus verborge in God. Hierdie gedagte van het gesterwe beteken, die dag toe ek gered geword het Christus dan ook heerskappy kom oorneem in my lewe, sodat hy gestalte in my lewe kan kry. Nou, ons het al reeds 'n klompie boodskappe hanteer, wat ons moet bedink, wat ons moet soek, en ons is tans besig met die gedagte wat ons moet doodmaak in ons lewe. Vir u gesê, hierdie doodmaak gaan glad nie oor om myself skade aan te doen, fisiese skade nie, maar juis om sonde met alle mag en mening te beveg, sodat Christus in my gestalte kan kry. Ek het gepraat oor die gedagte, maak dood hoerery, maak dood onreinheid, en maak dood hartstog, en vanmôre gaan ons bietjie kyk na die gedagte, maak dood slegte begeertes. Dit staan daar in Kolossense 3 vers 5, maak dood aan julle lede wat op die aarde is, naamlik slegte begeertes. Nou vriende, hierdie slegte begeertes dra die gedagte van om begeerig te wees na die slegte dinge, om begeerig te wees na die sondige dinge, om 'n deurgaanse begeerte na die wêreldse plesiere en die wêreldse genot dan te koester. En Paulus wil eintlik vir hierdie gemeente dit baie duidelik stel dat mense wat bely hulle behoort aan die Here, nie in hierdie konstante optrede hulle self moet bevind, deurdat hulle heeltyd soos die volk Israel terug hunker na Egipte, in plaas van om nou die pad saam met die Here te stap, in die woestyn en later dan ook in Kanaan nie. Jy sien, die volk Israel het nadat die Here hulle met 'n magtige hand bevry het, telke male wanneer die stryd gekom het, terug verlang na Egipte. En die Here wou hulle kom leer dat om 'n kind van die Here te wees beteken nie altyd dit gaan 'n pad van maanskyn en rose wees nie. Ons pad gaan nie altyd met roosblare besaai wees nie. Somstyds gaan daar geweldige intense stryd wees, maar as 'n kind van God is, het ek klaar gekry met die sonde van die wêreld, van die verlede, van hoe my lewe was. En ek lewe nou om Christus te verheerlik. En wanneer die slegte begeertes in my hart na vore kom, wanneer hierdie begeerte na sonde na vore kom, dan moet ek met alle mag en mening dit bestry soos die woord dit vir my leer. Daarom maak dood aan julle lede wat op die aarde is. En dan sê die Bybel vir ons, maak dood hartstog en slegte begeertes, vers 6, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, verlede tyd, waarin julle vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. U sien, kinders van die Here is nuwe mense. Hulle is vrygemaak. Somstyds voel ons nie so nie. Somstyds val ons in sonde, dan dink ons by onsself, maar kan ek ooit 'n kind van God wees? En dan wil ek vir jou sê, daar's net een toets. 'n Ware kind van God is iemand wat nie in die sonde bly voortlewe nie. Kan ek dit maar vir u platvloer stel? Hulle bly nie by die varkbakke van die wêreld nie. Hulle bly nie by die sondige praktyke wat eens deel van hulle lewe was nie. 'n Ware kind van die Here, die oomblik wanneer hulle in sonde val, die oomblik wanneer hulle struikel, die oomblik wanneer hulle met slegte begeertes besig raak wat oorgaan in sondige dade, dan is daar berou. Dit voel of jou hart in twee wil skeur. Daar is trane van vergifnis. Here, vergewe my dat ek u, die een wat u lewe aan die kruis vir my gegee het, so teleurstel deur sonde in my lewe te akkommodeer. U sien vriende, die nuwe lewe in Jesus is nie net iets wat ek met die mond bely nie. Dis iets wat ek daagliks uitleef. Jakobus stel dit so mooi. Hy sê vir ons, geloof sonder werke is dood. Werke kan ons nie red nie, maar die oomblik wanneer ons kinders van die Here is, dan maak ons die sondige werke in ons lewens dood. Ons veg, hoor nou, daagliks teen dit. Jy moet tog in die kerke glo wat sê, man, as jy moet sonde stoei, ag, dan het jy nog net nie
tweede genadewerk of 'n hartsreiniging deurgegaan, of die Here het nog nie die wortel en tak van jou sonde kom uithaal nie. Daarom is jy 'n armsalige Christen en sukkel jy nie. Die meeste van die mense wat daardie teorie handhaaf en daardie boodskap preek, is mense wat met soveel sonde in hulle eie lewe sit, kwaad praat en haatdraand, en mense wat leuns vertel, en glo my, ek het met hoeveel van hierdie mense al skouer geskuur. Hulle leer om skynheilig te wees, 'n skyn van heiligheid voor te hou. Ek en jy, sê die Bybel, sal tot die dag van ons dood as kinders van God stoei met sonde. Dis daarom dat die Bybel sê, dis nou ons slegste lewe op aarde, 'n lewe van stryd waar ons sonde moet teëstaan sodat Christus in my lewe gestalte kan kry. Daar is nie 'n geel wortel teorie waar die Here nou ewe skielik met een of ander towerstaf van die hemel kom en 'n werk in my doen en dat ek nooit weer stryd met sonde, of nou soos hulle sê, kom die sonde van buite en nooit meer is daar 'n versoeking van binne nie. Watter klomp leuns. Daarom sit mense in hierdie verwarring, want hulle dink, as ek by die Here uitgekom het, moet ek nog net hierdie tweede genadewerk of second blessing ontvang, dan is alles in my lewe uitgesorteer. Ek wil u vra dat u tog nie vir die leuen van die duiwel sal val nie. Paulus aan die einde van sy lewe sê, ek is die vernaamste van alle sondaars. Aan die einde van hierdie groot godsman se lewe besef hy hoe sondig sy hart nog by tye is. Dit beteken nie hy het in sonde gelewe nie, maar hy het die sonde met alle mag en mening in sy lewe teëgestaan, dit doodgemaak, sodat Christus gestalte in hom sal kry. Ek het eendag met 'n senior man gepraat in die 70. Hy het in 'n ouete huis gebly en hy sê vir my, luister, ek kan nie verstaan dat ek op hierdie ou dag, in hierdie ouete huis, met soveel sonde nog worstel nie. 'n Man wat die Here lief gehad het, 'n man wat God se woord geken het, 'n man wat God se woord gememoriseer het. Maar een ding het ek geleer uit hierdie gesprek. Dis presies wat die apostel Paulus ons kom leer, wat die Here Jesus ons kom leer, dat ons tot aan die einde van ons lewe met sonde sal stoei en stryd. Daarom ons opdrag, maak dood slegte begeertes in jou lewe. Ek wil net 'n oomblik weer teruggaan na Galasiërs 5. Die Here sê die werke van die vlees is oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, afgunsmoord, en u kan deur al daardie dinge gaan lees. En die Bybel sê vir ons, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede, hierdie slegte begeertes, het hulle gekruisig. Met ander woorde, daagliks gaan ek na die Here en ek sê, Here, nie meer ek nie, nie meer my begeertes nie, nie meer my wil nie, maar u wil in my lewe. Dit sal 'n nimmer eindigende proses wees. U kan maar gaan lees van al die groot godsmanne in die verlede. U kan begin by Augustinus en u kan dwarsdeur werk, Johannes Calvin, Martin Luther, John Newton, en u kan deur hulle lewenswerk, Martin Lloyd Jones, en so kan ons aangaan. Hulle almal het een ding besef, dat ons 'n daaglikse stryd met die vlees sal beleef. Daarom moet ons elke dag ons kruis opneem, elke dag aan onsself sterwe en elke dag die Here Jesus Christus volg. Die Here sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat slegte begeertes nie deel van jou lewe raak. Moet dit nie begin akkommodeer nie, want dan gaan dit jou geweldige skade in jou lewe aanbring. Ek wil u vanmôre bemoedig met hierdie pragtige Halleluja lied 376. Nou vriende, baie van die Halleluja liedere sing ons nie, omdat ons nie die melodie daarvan het nie. Maar hoor hoe mooi beskryf die skrywer van Halleluja lied 376 die kind van God se pad. Hy sê daar in vers 2, al is ook my sonde so skarlakenrooi, en al is ek dikwels Satan tot 'n prooi, nooit sal u, my heiland, my verwerp, verstoot, nooit u kind verlaat nie, in sy angs, sy nood. Met my hand in uwe, skep ek nuwe moed, was my liewe Jesus, Jesus maak my heilig, maak my trou en skoon, dat u in my hartjie ewiglik kan woon. Dit is amper soos 'n kinderlied, maar die gedagte was vir my so mooi. Ons is geneig tot die kwaad. Die Here sê ons is dan skape van sy kudde. Hy is die goeie herder. Dikwels wil 'n skaapie afdwaal en volg hy die een die ander, en daarom kom die goeie herder en hy roep ons vanmôre op deur sy woord. En hy sê, my kinders, luister.
Slegte begeertes sal jou lewe skade aandoen. Dit sal jou getuienis skade aandoen. Dit sal jou gesin skade aandoen, jou gemeente en jou lewe in 'n pad van vernietiging stuur. Daarom vertrou die Heilige Gees om slegte begeertes teë te staan. Moenie soek na nog 'n ervaring en nog 'n belewenis en nog een of ander ding waar ek iets met my wil laat gebeur nie. Maar kom tot 'n punt en besef, ek moet daagliks sterwe aan myself. Ek moet daagliks my kruis opneem, sodat Christus gestalte in my kan kry. Daarom moet ek slegte begeertes, die begeerte na verkeerde dinge, in my lewe konstant teëstaan, sodat Christus gestalte in my sal kry. Dit is die pad na ware vrede, na ware geluk vir my en jou siel. En onthou vriende, nie in jou eie krag nie. Ons is nie in staat in ons eie krag tot hierdie pad van oorwinning nie, maar alleen deur die instaatstellende krag van die Heilige Gees. Vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë. Hy sal jou paaie gelyk maak. Seënwense, mooi dag verder. Tada.